So net om jou so 'n bietjie te inspireer vanoggend, Talita Oosthuizen, mevrou Suid-Afrika, die tweede prinses, kuier vanoggend by ons. Avontuurlustige siel wat berge uitklim en stap vir 'n goeie doel en sy kom deel haar storie vanoggend met ons. Goeiemôre Talita. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre aan al ons kykers. Môre. Dit is so lekker om jou vanoggend hier te hê en ek dink voordat ons praat oor die berge wat jy nou net uitgeklim het en waar jy teruggekom het vandaan, kom ons begin so 'n bietjie by jou. Wie is jy? Waar kom jy vandaan? Vertel ons 'n bietjie van jouself. Ek is Talita Oosthuizen. Ek is getroud met my man al vir 15 jaar en groot geword in 'n klein plekkie Edenvale op die Oosrand en op 'n plaas ook op 'n gebly vir 'n ruk lank en dit's waar mense word nederig op 'n plaas. En gestudeer op Joburg universiteit, nie klaar gemaak nie. Toe het ek skoonheid gaan studeer en toe bevind ek myself in die toerisme-industrie. Oh. Ja, en dis wat ek nou doen. In die toerisme-industrie, ons doen toere oor Oos- en Suider-Afrika. Ag, en dan geniet ek nou die avontuur. Ja. En dit moes seker ook 'n avontuur gewees het om mevrou Suid-Afrika te doen. Sê vir ons 'n bietjie wat behels dit presies om 'n kandidaat te word en ook natuurlik 'n finalis. Jy tweede prinses geword. Dit moes nogal 'n staptog op sy eie gewees het. Dit was 'n berg op sy eie. Weet jy, dit is nogal dit was my tweede keer wat ek ingeskryf het. So die eerste keer wat ek ingeskryf het, was ek bitterlik jonk geweest en ek het nie my geweet wie ek is en wat ek wil doen in die lewe nie. So en dit was in 2014. So toe ek nou laas jaar weer inskryf het, ek gegaan met 'n doel en ek het geweet hoekom ek inskryf en wat ek daarmee wil bereik. En van die begin af het ek goed voorberei daarvoor. So as jy inskryf, jy moet daai mentaliteit hê van jy moet voorbereid wees. It's not just a go with the flow. En beplan vir wat jy doen. Jy moet weet, dis wat ek gaan aantrek vandag. Dis wat ek gaan doen, want dis hoe jy by jou eindpunt gaan bereik. Tree vir tree het jy jou klein doeletjies wat jy gaan bereik. En so het ek dit reg gekry om tweede prinses te word, wat 'n ongelooflike voorreg vir my is, want dit gee my geleentheid om vir Suid-Afrika iets te doen en te staan. En vir waarvoor ek staan, my Shattering Shackles en Green Tracks, vir die veg teen mensenhandel. En hulle het vir my daai stem gegee en die geleentheid gegee om dit te kan gedoen. So hoe anders as om dit nie te gebruik wat die platform vir my gee nie. So dis 'n voorreg wat ek het om dit te kan doen en om deel te kan wees van mevrou Suid-Afrika. Ja. Nou kyk, jy is ook avontuurlustig. Jy het nou al baie berge uitgeklim, staptogte aangepak en hierdie keer ook jou aandag gedraai na Everest toe. Hoekom Everest en hoe ver het jy geklim? So ons het ek is al 'n stapper vir baie jare. 2007 al met staptogte begin in Suid-Afrika, so al vele gedoen hier. En toe het ons besluit, okay, kom ons begin bietjie meer doen en ons het die Visrivier gedoen en ons het die Otter gedoen. En toe besluit ons, okay, Kilimanjaro. My pa is oorlede in 2021 as gevolg van COVID. So toe het ons in 2022 besluit ons doen Kilimanjaro vir sy nagedagtenis en op die 29ste Augustus het ons dit gedoen. Maar ek het ook toe besef, jy weet, mense moet dit vir iets doen, daar moet 'n doel wees hoekom jy sulke togte aanpak. En dit was vir my pa, maar ook omdat ons in die toerisme-industrie is, was dit ook vir stropery, vir Green Tracks. En toe ons op baie summit staan, kom die gedagte in jou kop van wat is volgende? En toe sê ek, kom doen ons die Everest Base Camp nie. En hulle het vir my net met sulke groot oë gekyk, maar in 2023 het ek dit positief betaal. En 3 jaar later, ja, toe dit gebeur en toe het ek die twee laat saam smelt, my mevrou Suid-Afrika en Everest Base Camp, want dit gee vir mense groter geleentheid om mense te kan bereik, dit waarvoor ek staan, my doel, en om op die groot ontbyt te kan wees. En ek is net so passievol soos jy oor die twee goed waarvoor jy gestap het en dit is renosterstropery en mensenhandel. Ja. En ek hou baie van die definisie van mensenhandel dat dit is moderne slawerny. En dit is my skokkend om te sien daar is 150,000 mense in Suid-Afrika wat in slawerny leef en omtrent 100,000 mense rapporteer dit nie want hulle het nie die vermoë om dit te doen nie, hulle identiteit is van hulle weggevat. Hulle leef in hierdie haglike omstandighede en ons is maar net in vlak 2 ons land, wat beteken ons beskik nie eers oor die minimum anti-mensenhandel standaarde nie. Wat moet verander? Gee die regering net nie genoeg om nie? Dit is die hartseer realiteit, is dat daar word nie genoeg daaroor gepraat nie.
mensenhandel is 'n ongelooflike belangrike aspek van ons lewe, van Suid-Afrika, van ons kinders, van ons huishoudings, in ons kerke waar al hierdie gebeur, maar ons weet nie daarvan nie. Ons besef nie dit gebeur in ons eie huishoudings nie. En ons kan dit eers begin regmaak in ons eie klein omgewings, voor ons eers kan kyk na die regering. Ja, hulle speel 'n ongelooflike groot rol om die wet aspek daarvan te verander. Maar dit is ons wat daai bewusmaking moet maak. En omdat ek deel was as 'n kind van geslagsgebaseerde geweld, dit is hoekom dit vir my so belangrik is om daaroor te praat. En met mensenhandel, geslagsgebaseerde geweld, dit gebeur is hand aan hand. En ons weet hoe groot geslagsgebaseerde geweld in Suid-Afrika is. En dis net een aspek van mensenhandel. En om daai statistieke, daar word net een persoon gered uit daai 150,000. Omdat hulle so bang is en hulle is vasgevang. Hulle weet nie waartoe om te gaan nie. En mense glo hulle nie, want ag, dit gebeur mos nie in Suid-Afrika nie. Maar dan kyk jy in jou eie huis. Weet jy met wie jou kinders praat? Weet jy met wie hulle op games mee speel of op hulle selfone praat? En met wie deel hulle op sosiale media? Jy weet nie. Ons dink ons weet en ons dink dit is 'n persoon wat dieselfde ouderdom is as my kinders. Maar is nie noodwendig so nie. En kinders hulle is vulnerable. So hulle is tasbaar. So enige iets wat hulle goed laat voel, het hulle koneksie mee en hulle deel dit nie noodwendig met die ouers nie. En sosiale media is 'n groot probleem wat ook deel vorm van mensenhandel, want hulle het 'n touwtjie wat hulle dan kan trek en mee speel. So dit is 'n realiteit in ons land maar dis nie net 'n realiteit in ons land nie. Dit is 'n globale probleem. En mensenhandel is net tweede onder die arms trade. Dis hoër as drugs in die wêreld. En die mense weet dit nie eers nie. So dit is 'n regte aspek waaroor ons intens oor moet praat en intens oor moet bewusmaking maak. En dis waarom dit vir my bitter baie belangrik was om daai vlaggie op my rugsak te hê en so te kan stap met hom wat sê Shattering Shackle, die veg teen mensenhandel, Green Tracks, the fight against renosterstropery, om hom daar te kan plant op Everest Base Camp, want die wêreld kyk na daai base camp, dis nie net Suid-Afrika nie. So, Hoor. Ja. Hoe maak ons 'n verskil? Hoe begin ons? Waar begin ons? Jy kan my kontak. Ek doen praatjies by skole, by gemeenskapsomgewings, maar dit is om eerstens met jou kinders te praat. Dit begin by jou huis. Jy moet daai gesprek met jou kinders hê, 'n oop gesprek. En net vir hulle sê, jy weet, hierdie, wees versigtig, kyk na hulle selfone. 'n Mens wil dit nie hoor nie, dit is nie lekker nie, maar dit is belangrik dat 'n mens daarna moet kyk. En natuurlik ook in jou kerksomgewing, skakel in by, as daar organisasies is, skakel in. Maar ja, kontak vir my, ek sal jou ook in kontak sit met die regte persone. En as jy ken van iemand wat dit dalk mee besig is, of as jy weet van iemand wat 'n slagoffer is of was, kan hulle ook met my in kontak kom. Ek sal hulle in die regte direksie stuur waarna toe hulle moet gaan vir hulp. Ja. Talita, baie dankie vir dit wat jy doen, die bewusmaking wat jy skep vir twee dinge wat so na in almal se harte moet lê, as dit nie juist doen nie. Ek dink dit is belangrik dat mense daai gesprekke begin, so dankie. Mag jy voortgaan om 'n verskil te maak daar waar jy is. Baie sterkte vir al die berge en 'n pieke wat jy gaan uitstap, gaan uitklim. Mag jou avontuurlustigheid nooit verander en verdwyn nie. En baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Baie dankie Jennifer en baie dankie Suanne. En ja, ek sien uit om weer te kom kuier oor my volgende tog te kom gesels. Mag jy net nog hoër hoogtes bereik. Verseker. Dit is dan Talita Oosthuizen. Ons is nou weer terug en ons terug is ons in die kombuis.